Die afgelope 2-3 weke, soos ons al reeds bewus is, heers daar 'n oproer van alle kleure, emosies en geweld. Gemoedere loop redelik hoog. En dit het gelei tot die punt waar ons as mense van ons mooie land Suid-Afrika 'n punt bereik het van genoeg is nou genoeg. Magteloosheid en selfs vrees lê diep verskuil in ons harte en veral onder ons boeregemeenskap, maar ook in soveel huishoudings en in nog vele ander dele van ons dorpe, provinsies en die land in geheel, en dit raak ons elkeen. Die bekende Amerikaanse aanbiddingsleier Chris Tomlin sing 'n besonderse lied met die naam van White Flag. En die woorde van die lied begin en dit beskryf hoe ek in my hart voel. En ek weet dat ons mense van Suid-Afrika dit ook op die oomblik so ervaar. En die lied se woorde sê, "The battle rages on as storm and tempests roar. We cannot win this fight inside our rebel hearts. We are laying down our weapons now." Elke keer wanneer ek 'n artikel sou lees oor al hierdie wrede dinge wat gebeur in Suid-Afrika, kyk na video's oor elke persoon wat van 'n platform af kwaad en haat aanhits, luister na benoude stemme van mense se noodkrete wat sê, "Bid asseblief vir ons, ons kan net nie meer nie, ons word getuister, gebreek, vermoor." Dan bruis daar 'n gevoel van magteloosheid in my. En ek wil kwaad word en denkbeeldige konfrontasie van emosies ontstaan in my binneste. Op so 'n oomblik van genoeg is nou net genoeg emosie, voel dit of ek omring is deur die vyand. En jy kom net tot op 'n breekpunt en soos die lied se woorde sê, "We cannot win this fight." Dit voel so. En ek weet dat jy vandag kan identifiseer met hoe ek voel. En deur hierdie boodskap wil ek kom en sê, jy wat in 'n stryd geworstel is, of dit omstandighede om jou is, buite jou beheer, of dalk siekte, jy is nie alleen nie. God sê, maar ook ek as jou vriendin sê, "I've got your back." Die res van die lied van Chris Tomlin sê, "We raise our white flag. We surrender all to you. All for you. We raise our white flag. The war is over. Love has come. Your love has won." Ons kan saam staan en die stryd oorwin met God se krag. Nou, wat is dan die antwoord? Wat is die plan? Hoe kan ons as kinders van die Here dan 'n verskil maak? Wel, fisies bruis dit vir 'n oorlog in ons land. Maar die oplossing is dat ek en jy heel eerste nodig het om die oorlog in ons harte te wen. Dit moet begin by my en by jou. Ons moet mekaar help. Nou, hoeveel kere is daar 'n beroep gedoen op die kinders van die Here om hulle te verontmoedig voor die Here en terug te draai na God? Maar weer eens vandag opnuut met 'n ernstigheid en 'n opregtheid in my hart, is dit nou meer as ooit met alles wat nou in ons land en selfs die wêreld aangaan, nodig om hierdie gevegstegniek van "I've got your back" te bemeester. Ek lees die volgende raak en dit was so treffend. Dit sê, "Prayer is our battle plan and worship is our war cry." Dadelik het dit met my hart gepraat. Die kerk van die Here moet nou meer as ooit geestelik hierdie tegniek bemeester, in die sin dat jy en ek moet weet hoe om te veg, vreedsaam in die gees, saam as 'n eenheid, saam as een liggaam van Christus, met Jesus se liefde wat alles oorwin. Ek en jy wat die kerk is, sal nie effektief kan wees in die uitbreiding van God se koninkryk, sou daar verdeeldheid wees nie, of selfs kwaad, of woede, of onvergewensgesindheid in ons harte heers nie. Moenie dat die duiwel wen nie. Ons moet streef na vrede en oplossings vind. Ons sal nie hierdie oorlog van boosheid in die vlees kan veg nie, maar wel in die gees met 'n hart van aanbidding. Vandag is dit 'n besluit wat ek en jy moet neem. Jy en ek is of aan die regte kant of aan die verkeerde kant. Die Here roep sy weermag op om die oorlog te wen in ons harte en dan kan ons die vyand saam veg in die gees. Die bekende vers in Efesiërs 6 vers 12 tot 13 sê die volgende:
Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Vers 13, daarom, hier kom die opdrag, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Hierdie boodskap kan verdeel word in 2 gedeeltes. Die eerste deel sal begin by my en jou as individu. Die tweede deel sal dan wees saam as God se weermag, een liggaam van Christus. Nou die vraag wat ons in gedagte moet hou is, hoe gaan ons die geveg wat bruis in ons harte eers te wen, voordat ons mekaar kan help om saam te veg in die gees met 'n hart van aanbidding. Met ander woorde, hoe gaan ons hierdie gevegstegniek van I've got your back bemeester as soldaat van Christus? Die antwoord, om by jouself te begin, te kyk na hoe jy as soldaat van Christus effektief, skerp, vinnig en vreesloos kan veg. Kom ons gesels. Onthou jy nog die welbekende film wat in 1995 sy verskyning gemaak het, The First Knight, waarin Richard Gere en Sean Connery gespeel het as koning Arthur van Camelot en die ridder Lancelot. Hierdie storie was gebaseer op 'n middeleeuse legende. Die ridders was toegewyd om ten alle koste te veg vir koning Arthur en die koninkryk. Die ridder het sy hele lewe gewy vir die beskerming van die koning en die koningin. Nou 'n ridder moes elke dag fisies en emosioneel homself voorberei vir enige geveg of oorlog wat 'n bedreiging sou wees vir koning Arthur se koninkryk. Nou soos in die fliek sien jy hoe die ridder moes leer om te veg met 'n swaard en hy moes dit bemeester. En so ook elke tegniek en strategie aanleer om die vyand te leer ken, om sodoende die geveg of dan nou die oorlog te wen. Nou die profiel van 'n godsvreesende ridder van koning Jesus sou soos volg beskryf word. Jy en ek moet die ridders wees in koning Jesus se koninkryk. In jou strewe na geestelike volwassenheid moet jy in totale oorgawe jou hele lewe toegewyd wees aan koning Jesus. Jy moet net aan hom toegewyd wees met jou hele lewe. Kolossense 3 vers 23 sê, wat julle ook al doen, doen dit met julle hele siel, soos vir Jehovah en nie vir mense nie. Nou jy as ridder moet ook vreesloos veg vir God se koninkryk, ten alle koste in die gees. 2 Timoteus 1 vers 7 sê die volgende, U, o Here, het nie vir, sit jou naam daarin, U, o Here, het nie vir Wilma 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Jy as ridder moet die karaktereienskap toon van selfbeheersing in alle omstandighede, al is dit hoe moeilik, veral in 'n tyd soos nou, vreesloos in hierdie stryd veg. Nou om as ridder effektief te kan veg, moet jy elke dag fisies gesond en emosioneel jouself geestelik voorberei met die hulp van die Heilige Gees. En jy moet jou lewe leef van aanbidding, totaal oorgegee aan God en sy woord. Johannes 4 vers 23 tot 24 sê, daar kom egter 'n tyd, en dit het reeds aangebreek, wanneer die egte aanbidders die Vader vanuit 'n hegte verhouding met die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader verkies dat die mense hom so aanbid. Vers 24, God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom vanuit 'n hegte verhouding met die Gees en in waarheid aanbid. Net soos in die film het die ridders 'n hegte verhouding gehad met koning Arthur. Hulle het altyd gestreef daarna om mekaar te respekteer en met vertroue in mekaar elke stryd aan te pak. Hulle was ten alle tye lojaal teenoor mekaar. Nou die woord van die Here is die swaard in jou hand.
waarmee jy elke dag die strategie van die vyand kan deurken en deur God se krag versterk kan word. Hebreërs 4 vers 12 sê, die woord van God is vol lewenskrag en energie. Dit is skerper as 'n swaard, wat 2 skerp kante het. Dit sny diep tot binne in ons innerlikste wese, tot in ons gewrigte en murg. Dit vlek ons diepste motiewe en oorwegings oop. Jy moet skerp gemaak word met God se woord en met 'n hart van aanbidding. Luister na die stem van die Heilige Gees en lees die woord om jou vyand te leer ken, sodat jy sal weet hoe om die vyand in die gees met God se lewenskrag en energie te veg. Nou vir die tweede deel, die geveg as liggaam. As liggaam moet ons ook saam voorbereiding doen. Nou die idioom I've got your back, soos ek al reeds verduidelik het, was so goed uitgebeeld in hierdie film van The First Knight. In die film was daar ook 'n ronde tafel en elke ridder het 'n ereplek aan die koning se tafel gehad. En om die tafel was daar 'n groot respek en 'n liefde vir mekaar, maar ook 'n beskermingsgevoel, 'n tuiste waar elke ridder veilig kon voel onder die vlerk van die koning se gesag en liefde vir sy ridders. Die idioom I've got your back was 'n weerspieëling van die loyaliteit teenoor die koning en ook mekaar. Hierdie idioom I've got your back kom vanaf die Tweede Wêreldoorlog, waar tydens soldate in geboue moes ingaan en wat deur die oorlog verwaarloos was, op soek na slagoffers. Die soldaat wat dan voorgeloop het, hy het staat gemaak op die soldaat wat agter hom geloop het om hom te waarsku van enige gevaar wat dalk sou voorkom. Maar min wetend was hierdie idioom dan ook prakties uitgevoer in die oorloë van die middeleeuse en die antieke tye tydens gevegte, waar ridders van ouds rug aan rug met swaarde geveg het om meer effektief te kon wees in die geveg, om die vyand dan te kon oorwin. Hierdie idioom het ook wel bekend geword onder ons mense, nie net op die slagveld nie, maar ook onder kollegas by die werk, broers en susters en selfs tussen vriende. Hierdie idioom is juis gebruik in die konteks dat soldate mekaar deur die stryd en die gevaar sou ondersteun het tydens 'n geveg en bovenal mekaar net onvoorwaardelik vertrou het. I've got your back beteken, ek is hier by jou. Ek sal jou ondersteun en ek staan by jou. Ek sal uitkyk vir enige gevaar wat jou sal skade aandoen. Jy sal die persoon onvoorwaardelik ondersteun deur moeilike en gevaarlike situasies. En daar is 'n noue band, 'n kosbare koneksie tussen mekaar. In sommige gevalle is dit om te ondersteun in moeilike tye, maar soos ons alreeds gesels het ook, is dit ook fisiese ondersteuning, soos wanneer 'n soldaat dan in die oorlog moes veg. Jy sal veg tot die bittere einde en ten alle koste die persoon, die vriend of die soldaat beskerm teen die vyand. En om te sê, I've got your back, is presies wat dit is. Sou die idioom gebruik word in die konteks dalk van 'n vriendskap, sou dit wees dat jy die persoon se pyn en seer en laste saam met hom of haar sal dra. Baie interessant, op die webtuiste van die US Army het Sergeant Ryan Homan 'n artikel gepubliseer in September 2014, waarin hy vertel van die effektiwiteit van die tegniek met die naam van Got Your Back. Hierdie tegniek word deel van 'n soldaat se intense opleiding wat hy of sy dan moet bemeester. Nou die ridder was die koning se vriend en vertroueling en kon self sy broer genoem word. Die koning het geweet wat hy in die ridder Lancelot het en hy het verwag dat die ridder aan hom toegewyd moes wees en die kenmerke van effektiwiteit, vinnig, vreesloos en kragte moes openbaar, soos ek vroeër beskryf het, hoe die profiel moet lyk van 'n ridder in God se weermag. Deur al hierdie chaos en hierdie onsekere tye in ons mooie land Suid-Afrika, wil God hê dat ons godsvreesende ridders sal wees, met hom as koning en heer. Dat ons deur ons geloof in hom, die woord as swaard in ons hand, en 'n gefokusde hart van aanbidding aan hom lojaal sal bly tot die einde.
Jy en ek is of aan die verkeerde kant of aan die regte kant. Die koning van die konings, die een wat was, wat is, wat weer sal terugkom op die wit perd, is die een op wie ons moet vertrou. Die een vir wie ons moet veg tot die einde. Nou saam, as liggaam van Christus, moet ons nie net loyaal bly teenoor die koning nie, wat Jesus is nie, maar ons moet ook mekaar help en bystaan en saam veg in die gees deur gebed en saam die Here te aanbid in gees en in waarheid. Wanneer ons God loof en ons prys hom in ons binnekamer, maar ook wanneer ons by mekaar is hier in die kerk waar ons God loof en prys en hom aanbid, word die krag van die Heilige Gees wat die bande van Satan breek vrygestel deur en in ons. Wanneer dit voel dat jy omring is deur die vyand en deur die omstandighede, wil ek jou net bemoedig vandag, weer opnuut, om die volle wapenrusting van God aan te trek en hom te aanbid in gees en in waarheid. Die welbekende lied wat gesing word deur aanbiddingsleier Michael W. Smith, wat sê, "This is how I fight my battle. It may look like I'm surrounded by the enemy, but I'm surrounded by you, Almighty God." Hier sê God vir jou, "I've got your back." Jy is nie alleen in hierdie stryd nie. Deuteronomium 20 vers 4 sê die volgende, "Want die Here, julle God, gaan saam met julle. Hy sal vir julle teen julle vyande veg, en hy sal aan julle die oorwinning gee." God sê, "I've got your back." Verdeeldheid is geensins deel van God se reddingsplan nie. Dit is ook nie hoe God wil hê ons moet veg nie, maar saam as een liggaam van Christus. Dit is hier en dit is nou die tyd om in hierdie omstandighede jou profiel as ridder en soldaat van Christus aan te trek. Bly gefokus op die doel waarvoor God ons as kerk geroep het. Wees jy 'n ware aanbidder, 'n ridder wat effektief, skerp, vinnig en vreesloos kan veg in die koninkryk van God met 'n hart van aanbidding. God sê, "I've got your back." Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie kosbare woord. Mag die Heilige Gees ons elkeen vandag oortuig en help om hierdie profiel van 'n ridder te kan aantrek, sodat ons effektief en skerp en vreesloos kan veg in God se weermag. Want ons weet dat God is met ons en ons is nie alleen in hierdie stryd nie. Hy help ons elke dag. Ons bid ook weer eens opnuut vandag vir ons mooie land Suid-Afrika. Mag God se liefde uitgestort word oor ons land Suid-Afrika. Mag die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, mag dit deur en in ons harte heers. En mag ons as kinders van die Here 'n verskil maak. Ons loof U, ons prys U in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat julle vandag weer eens saam met ons hierdie woord gedeel het. Ons vra ook dat om effektief te wees, om hierdie boodskap te deel met soveel as moontlik mense om hulle hoop te gee. Dis tog deel van God se opdrag. Mag julle 'n mooi en geseënde dag verder hê. Tot ons mekaar weer sien.